Hierdie drone besigheid, nee. Hoe werk hy presies en hoe maklik is dit of hoe moeilik is dit om jou lande uit te meet en daai goeters? Hier by Nick met die XIG haal hulle vir jou al die moeilikheid uit daai uit, baie makliker en ook ons kyk 'n bietjie die kunsmis gedeelte. Hoe werk daai kunsmis storie presies? Kom ons luister. Martin, hoe lyk dit? Goed, dankie self, Chopie. Nee, wat doodstil rustig. Okay. Sê vir my eerste ding nee, wat julle nou op die P150 Max het. Soos ek verstaan, die hele manier wat jy lande uitmeet en daai tipe van goeders is heeltemal anders dan, nee. Ja, so die P150 het die real-time terra in. Ja. So basies jy vlieg in die oggend, jou land op 30 of 60 meter, hy map het vir jou presies uit en dan kan jy daai map intrek. Dis dan met hierdie kameraatjie besig hier voor, nee. Dis korrek. Ja. So dan kan jy hom uitmap en jy kan presisie boerdery begin waar jy jou applikasie ryd kan verander soos wat die grond dit nodig het. Ja. So jy hoef nie op die hele land 100 kg te sit nie, jy kan hier 50 en daar 25, so hy map het vir jou ordentlik uit sodat jy nie mors nie. En as ek reg is ek sê hy map dan vir jou sommer jou boundaries Ja. klaar uit met jou obstacles en al daai Al daai goed map hy vir ons. Dis nou nie meer goed wat ek moet doen wat ek in die verlede moes ek dit self gaan uitplot het en daai tipe van dinge. So hy map jou boundaries uit dat jy presies op die hoeke van jou land kan spuit. Uitstekend. Okay, en maar sê my op die vorige ene het ek op die P100 Pro is dit 'n aparte ding wat jy opgeklik het, nê. Nee. Op hierdie ene kom hy uit met hom. Die strooier. Ja, nee, die wat se naam, die Real Terra. Ja, die Real Terra is op hom, is 'n So hy is klaar ingebou ja, in die dinge. Korrek, in die kameras ingebou. Okay, en dan verduidelik my gou 'n bietjie die strooier. Hoe werk julle strooi besigheid? Want ons praat altyd net oor die spuit en ons kom nooit by die kunsmis strooier uit nie. So op die strooier, as jy kan sien, binne het ons 3 verskillende augers. Hier is small, medium en large auger, wat jy kan gaan van 1 mm granules af na 10 mm toe. Ja. Wat jy dan kan So jy kan actually ordentlike pilletjies ook met hom strooi as jy sou wou. En dan jou applikasie ry kan gaan tot op 300 kg 'n minuut wat die drone kan uitsit. Okay, en hoeveel werk dit uit omtrent per hektaar dan nou? Wat jy kan neersit dan op hom. So dit werk als uit hoeveel jy persoonlik wil neersit op die gronde. So jy het jou seker dan jou spoed, jy kan stadiger vlieg of whatever ook al, wat ek aan dink. So op 'n 8 meter hoog, 8 meter wyd kan jy teen 72 km/h vlieg. Okay, en sê vir my, maar strooi ook 8 meter wyd wat hy strooi ook of is dit net op die spuit? Nee, dis op die strooi ook. Strooi ook. Ja. So jy het jou 8 meter hoogte en jou 8 meter breedte wat hy dan uitsit. Okay, teen 72 km/h sê. En dan sê vir my, hoe werk die strooier self? So hierdie strooier het hy sy auger wat dan hier onder uitgooi. Ja. As jy kan sien sy shape. Yes. En dan vir die kalibrasie is dit jy hys die drone op. Jy gaan op die settings, jy sit hom net laat hy op calibration. Hy gooi dan letterlik als net onder uit, jy weeg dit, jy sit dit terug en dan sy gekalibreer. Hoekom? Hy gaan die kamera alweer, né? Nee, dat is hom net reg kry. Dit is nou daai tyd van die môre. Hy soos die tou hier buitekant. Hy sê vir my maar die ander drones het soos 'n disk, yes, né? Nee? Dat hy op hom val en dan spreek hy hom so. Ja. Hoekom hierdie een gooi meer so half af en hy spreek hom so? Hoekom werk hy so? Dis meer vir eweredigheid. Ja. Want met die cone shape kry jy bietjie minder in die middel omdat hy hom uitgooi. So met die eweredigheid wat hy dan nou spin, kry jy 'n ordentlike 8 meter. So en hy hardloop meer dat hy soos 'n gordyn omgooi, ja, né? Nee. Wat hom soos 'n gordyn hardloop. En okay, en dan hoeveel kilogram kan hy dan nou optel? So hy het 'n 80 kg kapasiteit wat hy kan optel, 115 liter volumetries vir jou ligter okay. So hy gaan nog steeds by 80 kg uitkom. Ja, dis korrek. En dan hardloop hy daarvan af. Ek moet net gou vinnig kyk hierso. En sê gou vir my, wat het julle wat is die vinnigste manier om hom vol te maak? Bly dit amper maar nog steeds luister jy met 'n emmer 'n emmer tipe van hou hê wat jy hom net oopmaak. Gooi hom met 2 groot emmers in of ja, so wat is die maklikste? Ook die maklikste wat hulle gedoen het, hulle het dit baie groter gemaak. So jy kan jou sak hier neersit en dit dan ingooi. Okay, so jy kan jou sak ook net vinnig daar so skeer hom oop en die vorige modelle was baie kleiner, so jy moes die emmer gebruik het waar hierdie ene nou oopgemaak is, so jy kan net die sak ingooi. So dit spaar jy ook 'n paar minute op die grond. Ek is met jou. En dan net baie vinnig, julle hardloop met 'n 2 battery system. Hoekom het julle 2 batterye in plaas van net die 1 battery? So daar's 2 gedeeltes op daai en die eerste ene is jou port load is gesplit in 2. So hy word nie so vinnig warm nie en dan jou surface area is baie groter. So die batterye bly meer, dit bly koeler die hele tyd.
Hy word nie so vinnig warm nie. En dan hou hulle 'n bietjie langer ook en dan charge weer vinniger vol en al daai goede. Luister en nou sien ek daai mannetjie sê experience China with Nick, hoe werk dit? Ja, so op Nampo as julle hierdie jaar koop, staan julle kans of ons invite julle om saam met ons China toe te kom. Ja. Om die nuwe tegnologie te experience, die hoofkantore te sien, iets wat jy nie vir jouself kan reël in jou persoonlike kapasiteit nie. Dis met die kontakte wat Nick opgebou het wat ons mee al die nuwe tegnologie kan gaan sien. So dan is dit nie net by XIG nie, ander plekke ook wat alle nuwe tegnologie en al die goeders het. Dis korrek. So dan kan jy gaan kyk 'n bietjie hoe lyk die toekoms. Ja, dis korrek. Uitstekend, Martin. Dankie baie. Dankie. Okay, right, so. Maak seker as jy Nampo toe kom, dat jy hierso by Nick uitkom. Hulle is daarso by die, as jy by die syddek inkom, eerste een op linkerkant, kom jy hier af as jy agter die koei, agter die Taltech koei, nee. En dan kry jy jou XIG drone, gaan jy dalk net saam, kan jy saam gaan China toe. En dan ook, hulle het elke dag 12 uur is daar demos waarop hulle deurhardloop en dan kan jy kyk hoe werk die drones ensovoorts. Dis die bevalspys af. Nampo 2026, tot volgende keer. Groete.